nie verder in sulke wreedheid en in sulke afgoderry lewe nie. Die hoofstuk open met hierdie woorde. Hoofstuk 1 vers 1. God spraak oor Nineve, die boek van die gesig van Nahum, die Elkosit. In die King James lees dit as volg: The burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. En hierdie eerste vers openbaar vir ons die aard van hierdie profesie. Nahum het nie net by God gehoor wat gaan gebeur nie. God het dit aan hom gewys in 'n gesig. Want hy sê duidelik, die gesig van Nahum. God het aan hom gewys presies wat gaan gebeur met die groot stad Nineve. En soos ons in die eerste boodskap gesien het, in die fynste detail. Soveel so, dat hy selfs die skarlaken uniforms van die soldate wat in aantog was gesien het. 'n Kleur wat in sy dag nog nie eens bestaan het nie. En hier in hierdie eerste gedeelte sien ons die las van die profete in die Ou Testament. Dit was nie vir hulle maklik of lekker om hierdie tipe boodskappe oor te dra nie. Die Hebreëse woord vir Godspraak is die woord massa, amper soos in ons Afrikaans massa. Dit was 'n las. In Engels beteken die woord a burden of doom, om die harde woorde van God se oordeel oor mense, volke en nasies te moes bring. So anders as die moderne profete wat met hulle mooi klere vandag in kerke paradeer en aan mense voorspoed en sukses profeteer. Hoe swaar was die las wat die Ou Testamentiese profeet moes dra. En Jona het aanvanklik gewaarsku, maar is Nahum wat meer as 'n eeu later die doodstyding bring, die massa, die burden of doom. Julle tyd is verby, God gaan Nineve verwoes. En selfs al het die koning en die mense van Nineve hulle die tweede keer weer in sak en as voor die Here verneder, het God gesê, julle kan maar verneder. Julle tyd is verby. Die groot stad Nineve waarna ons vanmôre sal kyk, gebore uit die wortels van sonde en rebellie teen God. En soos die stad Babel, die breinkind van Nimrod. Nimrod, die groot teestander van God en alles van God op aarde. Ons lees waar die stad vandaan kom in Genesis 10 vers 8 tot 12. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy, Nimrod, het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Met ander woorde, 'n gewelddadige mens, 'n wreedaard. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Siniar. Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou Nineve, Rehoboth-ir en Kalag en Resen tussen Nineve en Kalag. Dit is die groot stad. Om Nineve en die Assiriërs te kan verstaan, moet jy verstaan wie Nimrod was. Die bose wreedheid van Nineve en die Assiriërs kan 'n mens net verstaan wanneer jy verstaan wie Nimrod as persoon was. Nou vriende, ek het hierdie keer 'n bietjie op Wikipedia gaan lees en moet asseblief nie, omdat ek Wikipedia nou aanhaal, dink dat alles op Wikipedia is waar en foutloos nie. Jy moet baie mooi en baie versigtig werk met hierdie bronne en jy moet seker wees dat wanneer jy met bronne soos Wikipedia werk, dat jou feite reg is. Maar dit was net vir my interessant om te sien wat word op Wikipedia geskryf van Nimrod. So kom ek lees vir ons wat staan op hierdie sekulêre blad van Nimrod. Hulle skryf: Nimrod is 'n Bybelse figuur wat in die boek Genesis en die boeke van Kronieke genoem word. Die seun van Kus en dis die agterkleinseun van Noag. Nimrod word beskryf as 'n koning in die land Siniar wat later Mesopotamië was. Die Bybel verklaar dat hy 'n magtige jagter voor die Here was
en dat hy begin het om magtig op die aarde te wees. Nimrod word vroeg 'n simbool van rebellie of verset teen God. Bybelse en nie-Bybelse tradisies identifiseer Nimrod as die heerser wat met die toring van Babel geassosieer word. Joodse, Christelike en Islamitiese verslae beeld hom uit as 'n tiran wat die bouers by die toring van Babel gelei het. Ook volgens hierdie natuurlik buite-Bybelse tradisies het hy vir Abraham teëgestaan. Ons lees nie daarvan nie, maar volgens hierdie tradisies het hy selfs op 'n slag probeer om vir Abraham dood te maak. Hy het klaarblyklik die eerste kroon gedra en afgodery bekend gestel aan die mens. Nou hierdie wat hulle van hom skryf, strook beslis met dit wat ons in die woord van die Here aangaande Nimrod lees. 'n Bose man met 'n bose hart, wat bose stede gebou het met bose wortels. En as jy die werk van Spencer Smith gesien het, in sy derde Adam reeks op YouTube, dan weet jy dat die nalatenskap, die bose nalatenskap van Nimrod, is nog steeds met ons, is nog steeds die wêreldstelsel, is nog steeds die geestelike misleiding, wat in ons dag net so aan die werk is. Die wortels van die stad Ninive, met ander woorde, net soos die wortels van die stad Babel, was van die begin af inherent boos. Beide hierdie groot en bekende stede in die antieke tyd, Babel en Ninive, en sekerlik die ander stede ook wat hy gebou het, was presies die teenpool van wat God wou gehad het die mens moet wees. Hulle was die merk van rebellie, die stempel van rebellie, 'n uitroep tot God, dat ons nie sal gehoorsaam wees nie, en dat ons nie onder u juk sal lewe nie. In die profeet Jona lees ons van die groot stad Ninive. Jona 1 vers 1 tot 2, die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, en gaan na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. In hoofstuk 3 vers 3 lees ons Jona het hom klaar gemaak en hy het gegaan volgens die woord van die Here, en hierdie vers sê, Ninive was 'n onsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En dan natuurlik in hoofstuk 4, waar hy onder die wonderboom sit en hy's kwaad omdat die son hom nou brand, sê die Here vir hom in vers 11, jy is kwaad vir hierdie boom, maar ek mag Ninive die groot stad nie spaar, waarin meer as 120,000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Vir daardie tyd, die antieke tyd, was dit 'n onsaglike groot stad. En Babel en Ninive vergelyk goed met die hedendaagse moderne groot stede in hulle aard, in hulle wese. Hulle is almal groot, hulle is almal multikultureel, hulle is divers en hulle is almal goddeloos. Ninive, soos Babel en die moderne groot stede in hierdie wêreld, verteenwoordig alles wat hierdie wêreld nou vir die mens kan aanbied. Rykdom, status, gemak, sisteme, kennis, vooruitgang, menslike grootheid, alles wat die vleeslike hart van die mens begeer, is in die groot stede van hierdie wêreld verteenwoordig. Sandri sit vir ons daai slideshow op, en wys ek julle net gou-gou 'n bietjie hoe kunstenaars op grond van die uitgrawings van Ninive, die paleis in Ninive, die paleise gebaseer op dit wat hulle op die planne gesien het waar die uitgrawings gedoen is, die paleise wat die konings van Ninive ingebly het. Die paleis waarin as ek reg onthou was dit Sanherib, waarin hulle gebly het, was 500 meter lank en so iets soos 200 en iets, ons sal dit nou lees, meter breed. Vriende, as jy van die Wanderse kant af inkom en jy sien
Sky Hill, daai groot, lang werkswinkel, hy's 500 meter lank. Dis so lank die paleis was, maar net soos in die helfte van 500 meter breed. Stel jouself dit voor. Volgende ene, Sandri, dankie. Ek hoop hy wil aanskuif. Hak hy vas. So, wanneer 'n mens aan hierdie stede dink, dan dink jy aan, jy weet, net 'n groot hoeveelheid mense bymekaar in tente en kamele. Nee, vriende, hierdie mense kon bou. Hulle het nie gespeel nie. Hulle het geweldige geboue opgesit. So kom ons kyk of hulle daai ding net vir ons aan die beweeg kan kry, dan kan ons na die volgende een kyk. Hak hy vas, Michael? Okay. Ag, as hy nie vir ons verder wil wys nie, dan kom ons kyk of ons hom nou kan regkry. Okay. So daar's een van die poorte wat nog oorgebly het, wat hulle nou besig is om oop te maak, en onthou soos ons in die eerste boodskap gesê het, dis nou net ruïnes, dis net woestyn, daar bly niemand meer nie. Dis 'n blyplek van uile en krimpvarkies en woestynjakkalsies. Volgende ene. Dis presies waar Ninive geleë was in destyds in die moderne Irak, daar in die noorde op die Tigrisrivier. Volgende enetjie. Hier's nog 'n kunstenaarsvoorstelling van een van die paleise. Geweldige mooi geboue. As ons nou lees wat daar geskryf is oor hierdie paleise en oor hierdie bouwerk, dan sê julle sien hoeveel detail het hierdie mense in hulle geboue ingesit. Hulle het nie net stene op mekaar gesit en 'n bietjie afronding gedoen nie. Hulle het geweldige bouwerk gedoen, want dit was 'n simbool van menslike trots en hoogmoed. Volgende een. Daar's nog een van die mure wat oorgebly het, wat hulle ook gedeeltelik oopgemaak het. Volgende enetjie, Sandri. Hier is een van die beelde, as jy die volgende ene vir ons wys, dan sal jy sien waar die kop vandaan kom. Die koppe was op sulke bulle, gevleelde bulle. En van hierdie beelde, soos ons sal lees, was 30 ton in gewig. Is daar nog een, Sandri, ek kan hom nie onthou nie. Daar's nog een van die poorte. En hier is maar net 'n tekening van, of 'n kunstenaarsvoorstelling van die verwoesting van Ninive. So wanneer ons praat oor Ninive, praat ons nie van 'n gehuggie in die middeleeue nie. Ons praat van 'n moderne, antieke stad met bouwerk waarvan ons vakmanne van vandag nie 'n benul het nie. Daar's nie vakmanne in ons dag meer oor wat sulke geboue kan oprig nie. Met daardie tipe van steenwerk en daardie tipe van pragt en praal waarmee hulle gebou het nie. So kom ek lees vir julle ook wat sê Wikipedia van Ninive. Ninive was 'n antieke nabye oosterse stad in Bo-Mesopotamië, geleë aan die Tigrisrivier. Dit was die grootste stad ter wêreld vir ongeveer 50 jaar, totdat dit in 612 voor Christus verwoes is. Dit was koning Sanhedrip wat Ninive 'n werklike invloedryke stad gemaak het. Hy het nuwe strate en pleine uitgelê en die Suidwespaleis, of ook die paleis sonder mededinger. Die planne van hierdie paleis is meestal herwin. Die algehele afmetings daarvan was 500 meter by 240 meter. Soliede fondamente was gebou van kalksteenblokke en net die fondamente was 22 meter hoog. In totaal was die fondamente gebou van 2,7 miljoen kubieke meter bakstene. Dis 160 miljoen bakstene. Sommige van die hoofdeure was geflankeer deur kolossale klipfigure wat tot 30 ton elk geweg het. En dit was gewoonlik Mesopotamiese leeu's of hierdie bulle met die menslike
koppe. Hierdie beelde is 50 km ver vanaf steengroewe vervoer en dan 20 meter opgevat tot bo waar dit in plek geplaas is. Daar is 3000 meter, 3 kilometer klipsneewerk op die paleis se mure gewees, waar die klipkappers duidelik die tonele uitgebeeld het van hoe die paleis gebou is, die beelde van die Assiriese wreedheid, die een veldslag na die ander wat die konings gewen het, ensovoorts. En hulle het nie net die beelde uitgebuitel nie, hulle het ook die woorde geskryf, sodat 'n mens, wanneer jy dit opgrawe en jy dit lees, die mense wat nog daardie tale kan ontsyfer, presies kan sien wat daar gestaan het. Een van hierdie klipsneewerke het die volgende inskrywing gehad, waarin Sanherib geskryf het. Ek het die inwoners van Babel, het hy geskryf, ek het die inwoners jonk en oud nie gespaar nie, en met hulle lyke die strate van die stad gevul. Hy het ook later oor Jerusalem geskryf, en Hiskia van Juda, wat hom nie aan my juk wou onderwerp nie, hom het ek in Jerusalem, in sy koninklike stad opgesluit, soos 'n voël in 'n hok. Ek het grondwalle teen hom opgegooi, en enige iemand wat uit sy stadspoort kom, laat boet vir sy misdade. Sy stede wat ek geplunder het ek van sy land afgesny. En sien die arrogansie, die hoogmoed, die opheffing teen alles wat heilig is. Daar was 'n uitgebreide stelsel van 18 kanale, wat water so ver as 65 km ver gebring het. Daar het omtrent 100.000 tot 150.000 mense gewoon net in die ommuurde gedeelte van Ninive, ensovoorts. So vriende, u kry die idee, dit is nie sommer net 'n staatjie gewees nie. Dit was 'n antieke meesterstuk. Dit was 'n ongelooflike stad om in te woon, as jy in daardie tyd gelewe het. Maar nie net was dit groot en suksesvol nie, dit was ook baie, baie boos. As 'n mens kyk na vandag se stede, was dit eintlik maar klein. 'n Stad soos Jakarta in Indonesië, wat tans die grootste stad in die wêreld is, het 42 miljoen inwoners. Jy kan so 280 Ninives in Jakarta inpak. So dit was klein. Vir ons is dit klein, maar vir hulle was dit reusagtig. Maar dit was goddeloos. Daar was afgodstempels vir onder andere Sin, Ashur, Nergal, Shamash, Ninurta, Ishtar, Tammuz, Nisroch en Nabu. Jy kon kies watter afgod jy wil aanbid. Afgodstempels was oral. En dis oor hierdie goddelose en magtige stad wat God deur die profeet Sefanja gesê het, ek sal my hand uitstrek teer die noorde en hulle sal Assur vernietig, Sefanja 2 vers 13 tot 15, en Ninive tot 'n verwoesting maak, dor soos die woestyn, en binne in die stad sal troppe vee lê, en allerhande gediertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimpvarkie op sy kapitele vernag. Hoor, daar word gesing in die venster, verwoesting sit op die drempel, want hulle het die sederwerk afgeruk. Dit, vers 15, is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in haar hart gesê het, dit is ek, en niemand anders nie. Hoe het dit 'n verwoesting geword? 'n Lêplek vir wilde diere, almal wat daar verbytrek spot en skud met die hand. Vriende, soos ons 2 of 3 boodskappe teruggesien het, sien ons reg deur die skrif duidelik 2 koninkryke en 2 lyne. 2 teenoorgestelde sisteme aan die werk, en ek het al so dikwels hieroor gepraat. God se koninkryk aan die werk en Satan se koninkryk aan die werk. Die menslike lyn wat God volg en die menslike lyn wat Satan volg. En uit hierdie lyn van Satan word Nimrod gebore, en hy bou die toring van Babel en die stede Babylon en Ninive. En hy word die voorloper van alles wat rebels teen God is. Die vroeë voorloper van ons moderne wêreld en sy sondige sisteme tot vandag toe. Hierdie 2 koninkryke van hierdie wêreld, wat in hierdie wêreld verteenwoordig is, word reg deur die skrif vir ons gewys. Die koninkryk van God en die koninkryk van Satan.
Die koninkryk van die duisternis, die koninkryk van die lig. En soos ons gesien het in daardie vorige boodskap van Bethlehem, daardie boodskap waar ons gesê het Babel versus Bethlehem, kan net een van hierdie twee koninkryke oorleef. En wanneer 'n mens die skrif in sy geheel lees van Genesis tot Openbaring, dan sien jy twee kragtige geestelike beginsels. Die eerste beginsel wil ek as volg verwoord. Elke een van hierdie twee koninkryke funksioneer op 'n eie, unieke en duidelik herkenbare manier. As jy die woord lees en jy wandel saam met God in hierdie wêreld, dan sien jy elke koninkryk het sy eie manier van doen. En as jy geestelik wakker is, sal jy altyd kan onderskei. Jy sal hulle nooit verwar met mekaar nie. So dis die eerste beginsel. Elkeen van hierdie twee koninkryke het hulle eie unieke eienskappe. Die koninkryk van Satan verteenwoordig die volgende eienskappe. Dit wil altyd groter en beter en nuwer, die nuutste en die beste. Die koninkryk van Satan is nooit, maar nooit tevrede nie. Nooit. Daar's altyd 'n onrus wat jou aanjaag as jy deel is van die koninkryk van Satan. Dit wil altyd hoër en magtiger. 'n Toring van Babel bou wat tot by die hemel reik. Die uitspattigheid van Babel en Ninive. Wie het 'n 500 meter by 240 meter paleis nodig? Die koninkryk van Satan. Want dit wil altyd groot en beter en meer uitspattig wees as die vorige ou. Dit wil altyd sy mag en sy rykdom tentoonstel. Dit onderwerp hom nooit aan God se gesag nie en dit vernietig mense in die proses. Wanneer ons heiland deur die Satan versoek word, vat hy hom op 'n hoë berg, en ons lees dit in Matteus 4 vers 8 en 9. Hy neem hom na 'n hoë berg en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Hy wys vir hom die wêreldse koninkryke en hulle sigbare, aanvoelbare heerlikheid. Die koninkryk van Satan is lief om te wys, lief om te spog, lief om te beïndruk, lief om te kompeteer en uitdagend te wees, maar dit bly altyd vleeslik, vlak en oppervlakkig. Daarom dat Ninive se paleise so verskriklik mooi en groot was en tog so leeg en tog so kortstondig. Daar's 'n teologiese denkrigting vandag wat spesifiek die fenomeen van die groot moderne stede behels. In hierdie denkrigting word die groot moderne stede en hulle wolkekrabbers, spesifiek die wolkekrabbers wat gebou word, beskou as 'n voortsetting van die rebellie van die toring van Babel. Die sondige gejaag om te sien wie die hoogste kan bou en wie die mees indrukwekkendste kan ontwerp. 'n Sekere deel van daardie denkrigting sien ook die hele moderne woke beweging as 'n soort toring van Babel, 'n opstand, 'n rebellie in die aangesig van God. Die koninkryk van Satan is dus maklik sigbaar. Enige situasie waarin jy die volgende sien: ongetemde ambisie, 'n gejaag na sukses, 'n gedurende ontevredenheid, 'n groot hoogmoed en arrogansie, 'n groot boosheid. Alles moet blink en indrukwekkend wees. Alles moet groot en asemrowend wees. Alles moet emosioneel gelaai wees. Die heerlikheid van hierdie wêreldse koninkryke en die vernietiging van mense. As jy enige van hierdie goed sien, dan weet jy, ek het nou te doen met die koninkryk van Satan. Ek staan in Ninive. Ek is nie nou met God se werk hier besig. Hierdie is Satan se koninkryk. Dit is hoe dit werk in die wêreldse maatskappye wat aan Satan behoort, en dit is hoe dit werk in die kerke wat aan hom behoort.
Dis sy koninkryk. Dit het 'n spesifieke natuur, 'n spesifieke aard. Die koninkryk van God op aarde aan die ander kant is presies die teenoorgestelde. Dit is nooit spoggerig of exhibitionisties nie. Altyd eenvoudig. Dit is nooit opgeblaas of hoogmoedig nie. Altyd nederig. Nooit voorop nie, altyd werksaam in die agtergrond. Nooit werksaam in menslike krag en menslike wysheid en menslike energie en menslike idees nie, altyd werksaam deur die werking van die Heilige Gees. Dit wil nooit beïndruk nie, maar dit beïndruk tog. Dit wil nooit groot wees nie, maar dit groei al hoe groter. Dit werk in eenvoud en groei onsigbaar. Jy sien, die koninkryk van God verkies die 300 saam met Gideon teen die duisende wat wou kom veg. Dit kies die skaapwagter seun bo die helde van Israel. Dit kies die nederige stal van Bethlehem bo die paleise van die wêreld. Die koninkryk van God is eerlik, diep, opreg, vervullend en heilig. En hierdie twee koninkryke wat verteenwoordig word deur Ninive en Nahum die profeet, is vir ewig onverzoenbaar. Kan nooit by mekaar uitkom nie. Dis twee verskillende lyne met twee verskillende eindbestemmings. Aan die een kant Ninive met sy paleise, aan die ander kant die eenvoudige profeet Nahum wat in Ninive instap met die eenvoudige woorde uit God se hart. Ninive se tyd is verby. Elke ryk toon sy eie unieke aard. Dis die eerste belangrike geestelike beginsel. Wanneer jy met iets of met iemand of met 'n saak te doen het waar dit nederig is, eenvoudig, mense se harte word verander, mense word nie misbruik en seer gemaak nie. Maar dis nie exhibitionisties nie. Dis nie flashy nie. Jy kan dit nie jou vinger daarop sit nie, maar iets is aan die werk. Dan is jy besig met die koninkryk van God. Daar's 'n tweede beginsel sigbaar wanneer 'n mens die woord van God bestudeer. Die eerste beginsel is elke ryk het sy eie unieke aard. Die tweede beginsel is alles wat uit Satan voortkom is tydelik. Alles wat uit God voortkom is ewig. En niks wys hierdie beginsel duideliker as die groot stad Ninive nie. Die groot koninkryke en stede van hierdie wêreld is daar op die kaart en elkeen van hulle net vir 'n seisoen, want hulle is deel van die koninkryk van Satan, 'n koninkryk met 'n definitiewe afsnypunt. Ons lees in Openbaring 20 vers 10 die volgende woorde: En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Daar's 'n definitiewe afsnypunt vir die koninkryk van Satan. Dit lyk nou verskriklik groot en kragtig en asemrowend, maar daar's 'n afsnypunt, 'n definitiewe datum. Die koninkryk van God aan die ander kant, geen einde nie. Kom ons lees gou saam Openbaring 21 vers 1 tot 7. Johannes sien, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee,
Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Ons het nie tyd om dit te lees vanmôre nie. Maar vat asseblief jou Bybel en gaan lees jy daai selfde hoofstuk vanaf vers 10, wanneer Johannes die mates van hierdie stad vat. Hierdie stad wat uit die hemel uit neerdaal. Kom, ek gee net vir jou vinnige beskrywing. Suiwer deurskynende goud. Al die edelgesteentes wat daar genoem word in daai gedeelte. Hier is die mates. Dis 'n kubus. 2400 km wyd, 2400 km lank, 2400 km hoog. Met jou kop bietjie om dit kom. 'n Suiwer goue stad, deurskynende goud. 2400 by 2400 by 2400 kilometer, nie meter nie, kilometer. As jy met jou hierdie waarheid in jou hart aan die voete van die hoogste gebou tans op aarde staan, die Burj Khalifa in Dubai, 828 meter. En jy kyk op en jy sê, oh, julle kon nie eers by 1 kilometer kom nie, foei tog, wat het julle hier probeer? God se gebou is 2400 keer hoër as julle sin. Kom ons neem nou hierdie twee beginsels en ek maak klaar. En ons sit dit net oor 1 Johannes 2. Elke ryk het sy eie unieke eienskappe. Satan is uitspattig, blink, nuut, groot. Koninkryk van God, nederig, sagmoedig, eenvoudig. Alles van Satan is tydelik, alles van God is ewig. Kom ons vat hierdie twee beginsels en ons sit dit nou oor 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Want as iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom of haar nie. Alles wat in die wêreld is, hier kom hulle. Die begeerlikheid van die vlees, Satan se ryk. Die begeerlikheid van die oë, Satan se ryk. Die grootsheid van die lewe, Satan se ryk, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Vers 17, en hierdie wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die implikasies vir my en jou as kinders van die Here is radikaal. Alles wat begeerlik is vir die vlees. Alles wat begeerlik is vir die oë. Alles wat die grootsheid van die lewe najag. Alles wat begeerlik is vir die vlees. Alles wat begeerlik is vir die oë. Alles wat die grootsheid van die lewe najag, is nie meer vir ons nie. Is nie meer vir ons nie. Ons jaag nie na goed soos Ninive se groot paleise en stede en mooier huise en groter dit en nuwer dit en breër en groter en as jy 'n kind van God geword het, 'n bloedgewaste kind van God geword het, het jy jou rug op hierdie wêreld gedraai, jy het jouself verloon, jou kruis opgeneem en jy volg hom in eenvoud. Kan nie anders wees nie. Dis nie meer vir ons nie. Ons soek die koninkryk van God. Want ons is nou die nageslag van Abraham. En wat lees ons van hom in Hebreërs? Hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Kan ek jou vanmôre vra, nie meer maak ek klaar. Is jy nog beïndruk deur Satan se koninkryk en die liggies en blink goed en groot en alles wat hy doen om my en jou aandag weg te kry van God se koninkryk?
Kan ek jou vra vanmôre? Beïndruk dit jou nog? Kyk hierdie. Kyk hierdie. Dis soos die disippels wat saam met die Here Jesus wandel en sê, Here, kyk hierdie tempel, en hy sê, daar sal nie een van hierdie stene op mekaar bly nie. Dis soos, hy bars hulle babbel net daar. Kyk hierdie kar. Kyk hierdie. Hoe meer jy het, hoe harder is dit om te sterf. Hoe moeiliker is jou sterfbed. Waarom wil ons meer en meer van hierdie wêreld hê? Ons het meer en meer van die koninkryk nodig. Kan ek jou vanmôre vra, is jy nog deel van die groot stad Ninive? Nimrod se legacy, ekskuus die Engelse woord, of is jy deel van God se mense soos Nahum, die eenvoudige profeet wat ingestap het en gesê het, dis verby. Is jou oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, of is jy nog beïndruk met hierdie wêreldse dinge? En hiermee sluit ek af. Hier is die geheim van alles, en dan is ek klaar. Die koninkryk van God is fabelagtig, maar is verborge. Jy kan dit nie sien nie. Wat ons nou sien is maar net die eenvoudige gedeeltetjies van God se koninkryk wat ons kan sien en beleef. Met ander woorde, jy moet eers glo voor jy dit sal sien. Die koninkryk van Satan is geopenbaar, dis daar vir almal. Jy kan dit sien en glo en geniet, maar dis net tydelik. Dan is dit verby. Die koninkryk van God is verborge. Ons kan nie sy heerlikheid sien nou nie. Maar as jy glo, sal jy sien en jy sal beleef vir ewig en ewig en ewig. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat U ons sal losmaak van hierdie wêreld en sy grootsheid. Waar is Ninive vandag, Here? Is ruïnes, 'n blyplek van uile en krimpvarkies. Oor 1000 jaar van nou af sal die Burj Khalifa nie eers meer staan dalk nie. Die plek is seker nou al besig om krakies op te doen en moet die hele tyd aangewerk word om hom regop en staande te hou. Here, asseblief open ons oë dat ons kan sien die tydelikheid van hierdie koninkryk van Satan en die ewigheid van U koninkryk, Here. Dit wat ons nou nie kan sien nie, wat verborge is, maar wat ons glo soos Abraham. Ons verwag hierdie stad, Here, wat fondamente het, waarvan U die boumeester en oprigter is, 'n stad van suiwer goud. Asseblief, Here, moenie laat ons hierdie teenswoordige wêreld lief kry nie. Ek bid vir elkeen van U kinders, Here. Hulle wat lank op die pad is, hulle wat kort op die pad is, hulle wat nog ongered is, almal wat na hierdie boodskap gaan luister. Here, open oë en help hulle om te sien en te kies terwyl daar tyd is. Help die wat lank op die pad is om getrou te bly tot die einde toe, Here. Dankie dat U ons beloof, ek sal die werk voltooi wat ek in julle begin het. Dankie daarvoor, Here. In Jesus se naam. Amen.